ons gaan net 'n gebed saam doen, en dan sal ons vir die broeders geleentheid gee, om die offergawe op te neem. Kom ons sit net so. Vader, ook in tye van rou, en in tye van hartseer, en in tye van droefheid, waar ons geliefdes aan die dood afstaan, weet ons, U is die God van die nabye. Dankie dat ons deel van 'n gemeente is, en dat ons ook hulle laste kan dra, wat hierdie hartseer beleef het, die pas afgelope week. Ons bid vir Leon, ons bid vir sy huisgesin, ons bid vir sy geliefdes. Here, dat hulle standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here sal wees, en ook in hierdie tyd van rou, U sal vashou as die een wat vir ons sê, U sal ons nie begewe, en dat U ons nie sal verlaat nie. Versterk hulle, bekragtig hulle, en dierbare Here, word U ook in dit alles verheerlik, want ons weet ook dit, Here, is in U volmaakte raadsplan gewees, met die bepaalde doel, sodat ons U daardeur kan verheerlik, en eer kan bring op U naam. Amen. Nou vriende, altyd heerlik om so saam met U te sing, en ook ons harte voor te berei vir die woord van die Here. Nou, ons gaan vanmôre aangaan, na ons geseënde paastyd wat ons gehad het, hoe ons die dood van ons Here Jesus herdenk het, die opstanding, gaan ons vanmôre aangaan met die reeksie boodskappe vanuit die boek Rit, en dan as ek klaar is met die boek Rit, gaan ek aan met die boek Psalms. So, ons is die Here dankbaar. Ek sien vanmôre, ek het so by Psalm 30 opgehou, so daar is nog so 120 oor, so ons behoort voor die koms van die Here klaar te wees. Ek weet nie, miskien kan die Here vandag kom, ons weet nie. Die Bybel sê vir ons, dat ons nie moet kop verloor nie. Baie mense is besig om baie dinge te sê oor wat aangaan in die wêreld, en ek dink hulle het miskien 'n goeie intensie, 'n goeie gedagte, maar die Here sê, wanneer ons hoor van oorloë en gerugte van oorloë en al hierdie dinge, weet, dis nog nie die einde nie. Wat die Bybel sê, dis nog nie die einde nie. Baie mense is so besig met dit wat besig is om te gebeur in die wêreld, dat hulle vergeet, ons moet getuies wees. En vriende, ons grootste motivering om siele vir die Here te wen, is nie noodwendig die moeilike omstandighede nie, maar die liefde wat God teenoor ons openbaar het. Daardie liefde wat een ek nie kan beskryf nie, wat 'n sondaar hart kan omskep en kan nuut maak. Daarom kom ons wees 'n getuie vir die Here, en kom ons vertrou dat die Here vir ons genadig sal wees. So, ons gaan dan, as ons klaar is met Rit, gaan ons oorgaan na die Psalms, en dan vertrou ons die Here dat hy vir ons met wysheid sal bekragtig, ook vir die pad vorentoe. Miskien as ons eie gebou het, gaan ons oggend en aanddienste weer hou, ons kyk maar, en ons vertrou die Here vir wysheid. Nou, ons is besig met die boek Rit. Dit is 'n besondere boek in die Bybel, en ek moet vir u sê, hierdie week ook in die voorbereiding, het ek besef hoe besonder is hierdie boek Rit, in hierdie moeilike omstandighede, waarin sy haarself bevind het. Nou, 'n kort oorsig, vir u wat miskien nog nie saam met ons die reeks gevolg het nie, ons het ons boek Rit begin, met 'n agtergrondstudie van wat in die tyd van Rit aan die gang was, en wie kan gou vir my sê, in watter tydperk speel die boek Rit af? In die Rigters tydperk. Nou, ek en Ethel en Calvin het gisterand Rigters 19 gelees, en ek het die hele hoofstuk gelees. Gewoonlik lees ek 'n stukkie, en Calvin 'n stukkie, en Ethel 'n stukkie, en gisterand toe lees ek die hele hoofstuk, en toe ek klaar is, toe kyk Calvin my so, hy sê, dis 'n rowwe hoofstuk hierdie. En dis presies die omstandighede wat hierdie mense beleef het, en ook waarin die boek Rit dan afspeel. Nou, ons lees in Rigters 1, vriende, hoe die volk van die Here God verhuil het van afgode. Die Bybel sê vir ons in Rigters 9, dat Gideon se seun Abimelech sy 69 broers laat vermoor het, om aan bewind te kom. Rigters 14, Simson as rigter van God, het hom opgehou met vroue, partytjies en sonde. Ons lees in Rigters 19 van 'n man se vrou, wat verkragt word, soveel so dat sy sterwe, en daarna deur hom opgekap word in 12 stukke. Die 12 stukke word na die 12 stamme van Israel gestuur. Ek dink is 'n redelike rowwe tyd, dit klink amper of hierdie boek Rit in Suid-Afrika kan afspeel. En dis die hoop wat ek vir u wil kom gee, in ons baie moeilike omstandighede, waar ons baie dieselfde goed beleef, kan ons ook die wonderwaarheid van die boek Rit verstaan, en ook die God van Abraham, Isak en Jakob eer. Nadat hierdie man sy vrou opgekap het, was daar 'n oorlog. Die Benjamiete, een van die stamme van die volk Israel, die klomp Israeliete het opgetrek en duisende van hierdie manne doodgemaak. En toe hulle klaar hierdie klomp broers van hulle doodgemaak het, toe hulle hartseer, toe gaan steel hulle 1000 klomp vrouens, om vir die res wat oorgebly het vroue te wees. U sien, hulle het gedink dat
dat jy met kwaad, 'n ander kwaad kan probeer regmaak, en die Bybel is baie duidelik dat dit nie so kan gebeur nie. Dit was die omstandighede waarin hierdie boek Rut dan afgespeel het. En vriende, ons het gekyk in ons tweede boodskap na Naomi. Jy onthou, Elimelech het sy vrou en sy 2 seuns gevat na die land Moab, in plaas van om in Bethlehem te bly. Bethlehem staan bekend as die huis van brood. Gaan hy na Moab, die vyande van God, en daar probeer hy dan ook vir homself 'n lewe maak. Hy sterwe, sy 2 seuns sterwe, en Naomi gee God die skuld. Elimelech maak die besluit, maar God kry die skuld vir die hartseer. En ek het vir u gesê, hoe dikwels is dit nie ons probleem nie. Ons wil iemand blameer vir die hartseer wat ons vandag beleef. En die een wat vir ons redding en hoop en blydskap en verlossing kom gee, is gewoonlik die een wat ons blameer. Waarom het hy dit aan my gedoen? Waarom het God hierdie hartseer oor my toegelaat? En het ons vir u gesê, dat jy moet seker maak, jy ken die God van Israel, voor die stryd en beproewing kom. Dit help nie, ons is naamchristene nie, vriende. Daar's te veel naamchristene. En wanneer die stryd vel raak, verloon hulle die Here, soos baie in die verlede dit al gedoen het. Ons het gekyk na die gedagte, as jy bely jy ken hom, vertrou sy volmaakte leiding, al lyk dit of al skeef loop. Die voorbeeld daar was die man Job. Hy verloor alles in 1 dag. Daar was hartseer, daar was berou, daar was trane. Maar hy sê God het gegee. En God het geneem. Dit is vir my hartseer dat ons dink dat wat ons by mekaar gemaak het, gaan ons saamvat eendag. Ek wil vanmôre vir u met vrymoedigheid sê, alles wat jy het vanmôre, sal net hier bly. En nie net wat jy besit nie, ook die geliefdes wat saam met jou hier is. Die dag as ons sterwe, sal ons voor die Here gaan staan, maar volg sy volmaakte leiding. Hy maak nie foute nie. En dan die laaste gedagte by ons tweede boodskap was, waak teen bitterheid, wat jou dwaas laat optree en praat. Ek het al by baie verskeie huise gekom waar mense in bitterheid sit, en die eerste ding wat hulle vir jou sê, ek is kwaad vir God. Dan dink myself, nou, wie gaan jy jou toevlug neem as jy kwaad is vir hierdie God? Wie is daar anders wat jou gaan help? Watter oor gaan jy vind om te hoor en te luister? En watter een is daar meer en beter as die herder wat dan omgee vir die skape? Daarom maak seker jy ken die Here. Die derde boodskap het gegaan oor lesse om te leer uit die lewe en optrede van Elimelech. Ek het vir u gesê, as pa van jou huis, jou optredes beïnvloed jou huis. Jy kan maak wat jy wil. Die boosheid wat jy vandag doen, sal jou huis ook in die toekoms raak. Nou hierdie week in ons oordenkings gaan ons bietjie praat oor, is daar 'n ding soos vloeke wat oor jou huis kan kom, is daar verskillende van hierdie goed, mense wat my vra, u sal sien, daar bestaan nie so iets nie, is die leuen van ons tyd, maar een ding wat waar is jou optrede, dit wil so groot effek op jou kinders, dat hulle baie keer maar net in jou voetstappe volg, en ek het vir u gesê, dat ons het nodig om te leer uit Elimelech se verkeerde besluite en optrede. Ons 3 gedagtes of 4 gedagtes was, ons moet wandel deur die geloof en nie deur aanskoue nie. Elimelech het nie deur geloof gewandel nie, toe die probleme kom, toe vlug hy dadelik. Die geestelike was nie vir hom so belangrik soos die tydelike nie, en dit het hom gekos, sy lewe en die van sy 2 seuns. Ons moet God eer deur ons optrede, nie die vyand nie. Ek het vir u gesê, toe hy uittrek uit Bethlehem, die vraag wat moes gevra geword het deur die mense daar, en toe hy in Moab kom, wat 'n vreemdeling is nou hier by ons van Israel. En hierdie hartseer wat op die naam van die Here gebring is. En dan die laaste gedagte was, onthou, ons optrede het altyd gevolge, goed of sleg. En ag vriende, ons gaan vanmôre by Rut 2 stil staan, en ons tema vanmôre is, die veiligste plek om te wees is onder die vleuels van die God van Israel. Die veiligste plek om te wees is onder die vleuels van die God van Israel. Kom ons lees saam Rut 2. Nou ek lees uit die standaard vertaling van die Bybel, of dan die 53 vertaling soos dit bekend staan. As jy daarin kan blaai, sal dit goed wees. Kom ons lees saam. En Naomi het 'n bloedverwant gehad, van haar man se kant, 'n vermoënde man, uit die geslag van Elimelech, wie se naam Boas was. En Rut, die Moabitiese, het van Naomi gesê, laat ek tog die land ingaan en are optel agter die een, in wie se oë ek genade sal vind. Toe antwoord sy haar,
gaan my dogter. Daarop het sy heen gegaan en gekom en are opgetel op die land agter die snyers. En gelukkig kom sy op 'n stuk land af, wat behoort aan Boas, uit die geslag van Elimelech. En Boas het juis van Bethlehem afgekom, en aan die snyers gesê, mag die Here met julle wees, en hulle het geantwoord, mag die Here u seën. Daarop sê Boas aan sy dienaar, die opsigter oor die snyers, van wie is hierdie jong vrou? En die dienaar, die opsigter oor die snyers, antwoord en sê, dit is die jong Moabitiese vrou, wat saam met Naomi uit die veld van Moab teruggekom het. En sy het gesê, kan ek maar are optel en insamel by die gerwe agter die snyers? Sy het toe gekom en gebly van môre af tot nou toe. Sy het maar min daar in die huis gesit. Toe sê Boas vir Rut, luister tog my dogter, jy moenie op 'n ander land gaan are optel nie, en jy mag ook nie hier vandaan weggaan nie, maar jy moet jou by my diensmeisies aansluit. Dis asof Boas ietsie ervaar het wat ek ervaar het toe ek vir Ethel gesien het. Ek wil vir u sê, ek wil op geen ander plek gewees het nie, en ek het gespreek na haar hart. En dis miskien wat Boas hier gesien het. U moet tog nie die mooi liefdesverhaal hier mis nie. Partykeer sien ons die Bybel as hierdie klomp feite en reëls en regulasies, en ons sien nie die mooi wat die Here vir ons hier wil gee nie. Boas het hierdie meisietjie gesien, en daar was 'n beroering in sy hart, en u sal sien. Vers 9. Met die oë op die land wat hulle afsny, moet jy agter hulle aanloop. Het ek die dienaars nie bevel gegee om jou nie aan te raak nie? En as jy dors het, gaan dan na die kanne en drink van die wat die dienaars skep. Kyk die gesindheid van Rut. Toe val sy op haar aangesig en buig na die aarde toe en sê vir hom, waarom het ek genade in u oë gevind, dat u in my belang stel, alhoewel ek 'n vreemdeling is? En Boas antwoord en sê vir haar, aan my is alles omstandig vertel, wat jy aan jou skoonmoeder gedoen het, na die dood van jou man, en dat jy jou vader en jou moeder en jou geboorteland verlaat het, en na 'n volk getrek het, wat jy gister en eergister nie geken het nie. Mag die Here jou daad vergelde, en mag jou loon volkome wees van die Here, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. Toe sê sy, so vind ek dan genade in u oë, my Heer, want u het my getroos en na die hart van u dienares gespreek, alhoewel ek nie soos een van u dienaresse is nie. En teen etenstyd het Boas vir haar gesê, ek sê vir u, die skoot was hoogdeur. Lees dit saam. Etenstyd sê Boas vir haar, kom hierheen en eet van die brood en steek jou stuk in die asyn. Daarop gaan sy langs die snyer sit en hy het haar gebraaide koring gegee en sy het geëet en versadig geword en oorgehou. Toe sy weer opstaan om haar op te tel, het Boas sy dienaars bevel gegee en gesê, sy mag ook tussen die gerwe optel en julle mag haar nie beledig nie. En julle moet ook so nou en dan vir haar uit die bondels uittrek en dit laat lê, dat sy dit kan optel en julle mag haar nie keer nie. Nou u wat al verlief was in u lewe op die vrou wat jy nou mee getroud is, sal presies weet waarvan ek praat. Kom ons gaan aan. Vers 17. En sy het op die land opgetel tot die aand, en toe sy uitslaan wat sy opgetel het, wat het omtrent 'n eva gars. Wie kan vir my sê, hoeveel is 'n eva gars? 13 kilogram. So hierdie manne het goed uitgetrek en wyd en suid gestrooi vir Rut. En die Bybel sê vers 18, en sy het dit weggedra. En toe sy in die stad kom, sien haar skoonmoeder wat sy opgetel het, ook het sy uitgehaal en aan haar gegee, wat sy oorgehou het, nadat sy versadig was. Daarop vra haar skoonmoeder haar, waar het jy vandag opgetel en waar het jy gewerk? Mag jy geseënd wees wat in jou belang gestel het. En sy vertel haar skoonmoeder by wie sy gewerk het, en sê die naam van die man by wie ek vandag gewerk het, is Boas. En Naomi sê vir haar skoondogter, mag hy geseënd wees deur die Here, wat sy guns aan lewende en dode nie onttrek het nie. Verder sê Naomi vir haar, die man is ons naasbestaande, hy is een van ons lossers. Ons sal later 'n bietjie praat oor dit, wat dit beteken, maar vir nou eers, hy is een van die lossers. Toe sê Rut, die Moabitiese, hy het ook nog vir my gesê, by my dienaars moet jy aansluit, totdat hulle klaar is, met die hele oes, wat aan my behoort. Daarop het Naomi haar skoondogter Rut geantwoord, dit is goed my dogter,
dat jy met sy diensmeisie saam uitgaan en aan jou geen kwaad op 'n ander land aangedoen word nie. So het sy dan by die diensmeisies van Boas aangesluit om are op te tel, totdat hulle met die garsoes en die koringoes klaar was, en sy het by haar skoonmoeder gewoon. Ons gaan tot so ver saamlees uit die woord van die Here, het agtergekom wat die teks van oordenking gaan wees. Dis die 12de vers van ons voorgelese gedeelte. Mag die Here jou dan vergelde en mag jou loon volkome wees van die Here, die God van ons Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. Ons tema vanmôre dan, die veiligste plek om te wees, is onder die vleuels van die Almagtige. Die veiligste plek om te wees, is onder die vleuels van die Almagtige. Nou vriende, in hierdie week toe ek hierdie boodskap voorberei het my gedagtes wyd en suid gegaan. 'n Mens dink baie, jy lees, jy wonder baie keer, is daar nie iets anders of iets meer wat ek kan sê of iets wat ek kan wegvat nie. En glo my, die voorbereiding van 'n boodskap vat baie tyd en dit vat baie aandag om dan ook dit te probeer deurgee wat ek glo die Here in gedagte het in die teks wat na vore kom. Wanneer ons as predikers spreek, poog ons nie om ons eie gedagte en idee aan die teks te koppel nie, maar juist dit uit te haal uit die teks wat God geïnspireer het, om dan vir u te leer wat die Here vir ons dan deur hierdie besondere verhaal wil kom leer. Ek het besef, vriende, dat u en ek wat vanmôre hier sit, of u nou baie ver gevorder is in die jare, of u middeljarig is, en of u oud is, as u aan die Here behoort, het u al seker agtergekom dat die lewe nie altyd maklik is nie. Daar is baie stryd in ons lewe, en daar is verdrukkinge, en daar is soms probleme met mense, en omstandighede wat ons soms pla. Dikwels, vriende, verander die onmiddellike omstandighede, en stuur die Here baie keer dinge oor my lewe, half onverwags, en ons wonder baie keer, waar kom dit vandaan, en waarom het dit gekom oor my lewe, en waarom so baie dinge op een slag, en dikwels sukkel ons om sin te maak van alles wat gebeur. Vriende, dit is dan juist die boodskap van die boek Rut, dat ons moet kom skuiling vind onder die vleuels van die Almagtige. Soos dat 'n hen haar kykens beskerm, so het ons nodig om onder die beskerming van die Here in te kom, want ons weet ook dat die Here ons nooit sal begewe en nooit sal verlaat nie. Ek het so 'n paar voorbeelde vir die saamgebring voor ons by Rut uitkom, en een van die manne wat my getref het, was die man Elia. Jy onthou, Elia was 'n profeet van die Here. Elia het opgestaan teen die goddelose Agab, en die Bybel sê die Here 3,5 jaar droogte gestuur. Nou, het jy al gedink hoe lyk dit 3,5 jaar waar daar geen reën in 'n land val nie? Het jy al gedink daaraan? As ons reën vir 'n paar weke nie kry nie, dan sê ons almal uit een mond, dit is droog. En in 3,5 jaar het daar nie reën geval in Israel nie. Maar wat doen die Here met Elia sy knegt? Hy neem hom na die spruit Krit, en hy stuur kraaie van alle voëlsoorte, kraaie, wat glad nie van vleis hou nie, u weet dit, en wat graag brood eet. Hy stuur hierdie kraaie in God se bevel, om hierdie man Elia te versorg by die spruit Krit. Hy drink water uit die spruit, hy eet die brood en hy eet die vleis, en die Here sorg vir hom, en toe dit opdroog, toe stuur die Here hom na Sarfat, na die weduwee, en daar het die weduwee en haar seun Elia versorg. U kan daarvan gaan lees in 1 Konings 17. In die tyd van nood stuur die Here hierdie uitkoms vir Elia, en onder die vleuels van die Almagtige vind hy troos. Vriende, ons dink aan die apostel Paulus. As daar 'n man is wat deur stryd gegaan het, was dit die apostel Paulus. Hy het erge beproewinge beleef, en u kan gaan lees wat skryf hy daar in Filippense 4 vers 12. Hy sê, ek weet wat om verneder te word, ek weet om oorvloed te hê, en elke opsig en in alle dinge is ek onderrig, om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus, wat my krag gee. Paulus, met al die stryd, vind sy beskerming onder die vleuels van die Almagtige. Ek het so gedink aan my eie lewe die afgelope tyd, en ek wil nie te veel oor my lewe praat nie. Maar ek het hierdie week besef, na die afgelope 3 jaar wat alles in ons lewe gebeur het. My pa en my broer sterf in 7 dae van mekaar aan COVID. Die hartkwessie wat begin het. Die ontydige bedanking, of kom ek sê eerder verwydering uit die vorige kerkdenominasie, oor dit wat 'n ou glo wat in die skrif staan, wat hulle nie geleer het nie.
Ek het gedink aan verskillende dinge wat gebeur het na die tyd. Mense wat jou probeer vervolg het en mense wat leuns probeer versprei het om die werk van die Here te stop wat hy hier begin het. Toe besef ek net ons het ons toevlug geneem na die Almagtige en onder die vleuels van die Almagtige het ons kom skuil en die Here is vir ons goed ver bo die maat. En so ook Rut, die vrou van wie ons vanmôre gelees het. Jy moet onthou in daardie tyd as 'n man gesterf het, was daardie vrou vatbaar vir allerhande dinge. 9 uit die 10 keer was hulle misbruik gewees, 9 uit die 10 keer was hulle verarm en daar was soveel dinge wat gebeur het dat hierdie vrou eintlik oorgegee was aan die noodlot en aan die hartseer omstandighede in die land of in die plek waar sy haarself bevind het. Daar was nie goed soos pensioenfondse en uitreaniteite en huise en al hierdie dinge wat hierdie vrou ontvang het as haar man gesterf het nie. En in Rut se geval was dit nie anders nie. Daarom sien ons dat Rut ook in hierdie gedeelte vir ons baie duidelik kom deurgee dat in die moeilikste van omstandighede het sy haar toevlug gestel in die Here. En ons gaan 'n paar punte vanmôre hanteer en jy moet nie bekommerd wees nie. Die eerste punt is omtrent 'n uur en die ander 3 punte is 'n uur. So dis 2 ure, maar moenie asseblief na die eerste uur moedeloos raak dat die ander ook 'n uur elk gaan wees nie. So hou moed, hou spoed vir u wat die eerste keer hier is. Daar is daarom 'n verversing na die tyd. Nee, ek glo ek gaan voor die tyd klaar wees, maar kom ons kyk na die eerste gedagte. Onder die tema, die veiligste plek om te wees, is onder die vleuels van die God van Israel. Rut, hierdie vrou, hierdie weduwee, wandel deur die geloof. Elimelech, die Israeliet, wandel deur aanskoue. Hy sien, hy is nie tevrede nie, en hy roep nie na die Here vir uitkoms nie. Hy neem 'n hals oor kop besluit. Rut aan die ander kant, die Moabitiese, deel van die vervloekte volk van God, sê die Bybel vir ons, het in die geloof gewandel. Ek lees gou vir u wat staan in Rut 2 vers 2. En Rut, die Moabitiese, die Here lê klem daarop dat ons sal weet, sy was 'n Moabiet, hulle het afgode gedien, dit was 'n bose nasie en het God se oordeel en toorn ook beleef en ervaar. Hierdie meisie toe saam met haar ma nou teruggegaan na Bethlehem nadat haar man dood is. En die Bybel sê vir ons, sy het vir haar skoonmoeder gesê, laat ek tog die land ingaan en are optel agter die een in wie se oë ek genade sal vind. Toe antwoord Naomi vir haar, gaan my dogter. Nou vriende, as ons Rut se lewe moet opsom, dan staan die gedagte van geloof in God soos 'n paal bo water. Jy moet onthou, sy's uit Moab, uit haar land, uit haar familie. Sy het haar man verloor, sy het haar skoonpa verloor, sy het haar swaar aan die dood afgestaan, 3 grafte wat hulle gelos het in Moab. Haar skoonma sê vir haar, gaan terug na jou mense man, moenie saam met my na Bethlehem gaan nie, daar is niks vir jou wat voor lê nie, ek kan nie nog kinders baar nie, waar sal jy 'n man vandaan kry? En ag vriende, ons lees Rut se geloofsverklaring. Sy sê van Naomi, moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie. Want waar u gaan sal ek gaan en waar u vertoef sal ek vertoef. U volk is my volk en u God is my God. Waar u sterwe sal ek sterwe en daar begrawe word. Mag die Here so aan my doen en so daaraan toedoen. Net die dood sal skeiding maak tussen my en u. Wil u nie so 'n skoondogter hê nie? Wat 'n besondere vrou. En jy sien die hele gedagte wat hier na vore kom en wat my so getref het is dat Elimelech as deel van God se volk moes eintlik hierdie geloofsverklaring gehad het. Hy moes eintlik die man gewees het wat vir sy gesin gesê het, God sal voorsien. Maar hy wandel nie deur geloof nie. Aan die ander kant sien ons die Moabitiese, hierdie vrou Rut, en wat alles verloor het, vriende. En toe sy uit haar land Moab trek, het sy haar ouers agtergelaat. Sy het haar vriende, haar omgewing, alles wat vir haar bekend was, het sy agtergelaat. Maar sy het haar vertroue gestel in die God van Israel. Hierdie almagtige skepper God. En vriende, sy het nie geweet wat vir haar voorlê nie. Ek wil net vir u ietsie kort sê hier vanmôre en ek hoop u neem dit ter harte. Die meeste van ons lees die Bybel nie reg nie. En jy kan vir my sê nou, wat bedoel jy daarby? Lees jy die Bybel reg? Ek hoop so. Maar kom ek vertel vir u wat ek die afgelope tyd agtergekom het. Ons lees van Rut met die gedagte dat ons alreeds die einde daarvan ken. Ons lees van Josef in die tronk en ons dink by onsself, ag, is nie so erg, hy gaan in elk geval tweede in bevel word.
Ons lees van Job en ons sê, ag Job, wees kalm, jy gaan baie meer geseënd wees. Maar dis nie hoe ons die Bybel moet lees nie. Ons moet die Bybel lees vir wat God daar vir ons skryf, dat Job nie geweet het wat die einde gaan wees nie. Josef het nie geweet, hy gaan tweede in bevel wees nie. Hy moes een dag op 'n slag, in die tronk, onder valse beskuldigings, moes hy een dag op 'n slag God vertrou het. En dis die boodskap van die Bybel. Ons lees te veel in die gedagte met die gedagtegang van, ons weet wat die einde gaan wees. Dikwels spreek predikante met hierdie gedagte, man, alles gaan vir jou net goed uitwerk, en jy gaan aan die einde van die dag 'n kampioen wees. En ons besef nie dat die Bybel juis geskrywe is, dat ons een bladsy, een vers op 'n slag moet lees, met die gedagte dat hierdie mense een dag op 'n slag in hierdie omstandighede hulle self bevind het. Rut het nie geweet, sy gaan met Boas trou nie. Rut het nie geweet, dat die Messias later uit haar geslag gebore sal word nie. Sy het dit nie geweet nie. Daarom vra ek vir die volk saam met my, lees die teks saam met my, sien vir Rut. Sien nie vir Rut? Die Moabitiese. Nou, u kan haar in u gedagte hê soos u wil. Miskien donker hare, miskien bietjie 'n blasserige vel, maar die gedagte is 'n jong meisie, 'n weduwee, en sy het niks. Hoor wat ek hier sê? Hulle het nie kos om daardie dag te eet nie. En sy sê vir haar skoonma, ek gaan hier sit en salk nie. Ek gaan are optel. Ek gaan iets doen, dat ons versorg kan word. En nou Dr. Warren Wiersbe beskryf, en ek het dit vir een Afrikaans vertaal, met so 'n kort Engelse aanhaling op die einde. Warren Wiersbe sê, voordat God ons omstandighede verander, wil hy ons harte verander. Het u opgelet, Rut se hart was reg, haar omstandighede was haglik. Rut se hart was gerig op God, haar omstandighede was van so aard dat die meeste van ons God die skuld sal gee vir ons omstandighede, soos Naomi gedoen het. Maar Rut, omdat sy 'n liefde vir die Here gehad het, en ons sal bietjie later daarna kyk in die boodskap, sien ons dat haar hart voor die Here reg was. Daarom het die moeilike omstandighede haar nader na die Here gebring, en nie verder van die Here af weggestoot nie. Hy skryf, hy sê, as ons omstandighede ten goeie verander, maar ons harte bly dieselfde, dan sal ons veragter in die geloof. Stem nie saam? Verandering kom van binne na buite. Ons wil hê alles moet buitekant reg wees, dan sê ons, Here, as u alles verander, dan sal ek u dien. Jy sal die Here nie dien nie, glo my. Dis wanneer die omstandighede moeilik is, en jy sê, Here, in die goed en in die sleg sal ek u dien, dat die Here 'n besondere werk in ons lewe doen. Hy sê, God se doel in die voorsienigheid is nie om ons gemaklik te maak nie, maar om ons gelykvormig te maak, gelykvormig aan die beeld van sy seun, Romeine 8:29. En dan sê hy, Christ-like character is the divine goal for each of his children. Luister vriende, die Here het ons nie 'n lewe van gemak beloof nie. Die TV-predikers beloof dit vir jou. En dan sê hulle gewoonlik vir jou, saai in my koninkryk. As jy $100 saai, sal jy 1000 terugkry. Nou wonder ek hoekom saai hulle nie hulle miljoene in 'n ander een se koninkryk nie. Want hulle weet daar gaan niks terugkom nie. Die hele gedagte, die Here het ons nie 'n lewe van gemak beloof nie. Die Here het nie ons 'n lewe beloof waar ons geen probleme gaan hê nie. Dis nou die tyd van beproewing. Ons dra nou die kruis en later die kroon. Die gesindheid waarmee ons dit doen, sal bepalend wees of ons mense na die Here sal trek. Deur ons lewe en gesindheid 'n lig sal wees wat skyn om ons Vader te verheerlik. Vriende, toe sy daar aankom, het sy nie verbitterd in haar huis gesit en salk soos haar skoonma nie. In respek en liefde vra sy om are te gaan optel, en toe ek dit lees, toe dink ek by myself, waar het Rut gehoor van die are optel storie? En toe besef ek, sy moes die Bybel gelees het. Rut moes 'n kennis gehad het van die God van Israel en dan die woord van die Here. Want die Bybel leer vir ons in Levitikus 19 vers 9 en 10, dat as julle die opbrengs van julle land oes, moet julle die kant van jou land nie heeltemal afoes nie, en die are wat val, nie versamel nie. Jou wingerd moet jy ook nie skoon afoes nie, en die trossies wat van jou wingerd val nie versamel nie, vir die arme en die
vreemdeling, moet julle dat oorbly, ek is die Here julle God. Die Here God van Israel sê vir hierdie boere, julle moet iets los vir die arme mense en vir die vreemdeling. Rut weet daarvan, en Rut werp haar absoluut op die troue sorg van die Here. En Rut gaan tel die are op. Eksodus 22:22. Julle mag geen weduwee of wees verdruk nie. As jy hulle op enige manier verdruk, waarlik, dan sal ek, as hulle na my roep, hulle geroep sekerlik hoor. Ek sê dikwels in my bediening, moenie met 'n weduwee en 'n weeskind sukkel nie. Jy sal God se toorn oor jou lewe bring. Dis mense wat baie vatbaar is mense wat deur baie trauma en hartseer gaan. En as u die Nuwe Testament gaan lees, is dit presies waaroor die Here die Fariseërs oor die vingers tik. Want die Fariseërs het die weduwees se grond gesteel. Sal ek vir eendag wys uit die skrif. Op 'n skelm manier het hulle hierdie weduwees se grond van hulle onteien om hulle self te verryk as manne van die kerk. En dis presies in die land en in die wêreld nog steeds so. Predikers gebruik die kansel nie meer om mense met God se woord te bedien nie, maar om te kry uit mense wat hulle kan. Daarom, vriende, gaan die volk ten gronde, omdat die waarheid van die woord nie onder hulle voete ingestoot word nie. Rut, arm, weduwee, nie kos om te eet nie, beweeg na hierdie land en sy gaan tel hierdie are op. En nou lees ons iets wat my nogal getref het, ek weet nie wat u getref het nie. Rut 2 vers 3. Daarop sy heen gegaan en gekom en are opgetel op die land agter die snyers. En gelukkig kom sy op 'n stuk land af wat behoort aan Boas uit die geslag van Elimelech. Toevallig. Gelukkig. What a surprise. Ek wil 'n bietjie deur hierdie ding vat, want baie mense sê, luister man, my lewe word nie deur God beheer nie. Toevallig gebeur goed in jou lewe, man. Dis toevallig dat ek hierdie ontmoet het, of daardie besigheidstransaksie beklink het, of hierdie een gesien het. Nee, die Bybel is baie duidelik daaroor, vriende, dat daar nie toeval in die lewe van die kind van die Here is nie. Nou ons weet dat daar nie so iets soos geluk is nie. Die Bybel is baie duidelik, ek het daaroor gepreek ook al. Die Bybel is baie duidelik dat God alles werk volgens die raad van sy wil. Hierdie is die enigste plek in die Bybel waar die Hebreëse woord gebruik word, en uit die konteks dui dit daarop, dat dit wat met Rut gebeur het, 'n absolute verrassing vir haar was en nie toeval nie. Dit was 'n absolute verrassing. Sy het gaan are optel, niemand het vir haar 'n Google Map gegee. Rut druk hier in Boas se land, en sy druk hom in, en toe sê hy, turn left, turn right, loop nog 100 meters, nou is jy hier by die man wat jy gaan trou nie. Sy het nie dit gehad nie. Sy het gaan are optel, en die Here het in sy groot beskikking en bepaling haar by Boas se land aangebring, en sy het nie geweet regtig wie Boas was nie. Naomi sê vir haar later, hy is jou losser, dis die man wat ons soek. Hoe wonderlik goed is God, dat hy hierdie man oor jou pad toegelaat het, en jou by sy land uitgebring het. Ek wil vir u sê, daar's niks wat toevallig met jou en my gebeur nie. Ek hoor dikwels kinders van die Here sê toevallig, gelukkig. Nee, daar's niks van toeval in God se raadsplan vir sy kinders nie. Daar is nog 'n soortgelyke vertelling, onthou u, die man Abraham, hy stuur sy dienskneg Eliezer, om vir sy seun Isak 'n vrou te gaan soek. Onthou u dit? As u dit nie onthou nie, moet u meer die Bybel lees. Want as hier aan die begin Genesis, nou stuur hy sy dienskneg Eliezer, en Eliezer sê in Genesis 24:12, ek gaan nie alles lees nie, maar hy sê, Here God van Abraham, my Heer, laat ek haar tog vandag ontmoet, en bewys guns aan Abraham, my Heer. Hier staan ek by die fontein, terwyl die dogters van die manne van die stad uitkom, om water te skep. En nou sê hy, hy bid nou tot God, hy is nou besig om met God te praat. En Eliezer sê, laat dit tog nou gebeur. As die dogter aan wie ek sal sê, hou tog jou kruik, dat ek kan drink, antwoord, drink, en ek sal ook u kamele laat drink, dan is sy dit wat u bestem het vir u knegg Isak. En daaraan sal ek weet dat u guns aan my bewys het. Toe loop die dienaar haar tegemoet en sê, laat my tog bietjie water uit jou kruik drink. En sy antwoord hom, drink my Heer. Daarop laat sy gou haar kruik op haar hand afsaak en laat hom drink.
En nadat sy hom genoeg laat drink het, sê sy, ek sal vir u kamele ook skep, totdat hulle genoeg gedrink het. En Eliezer sê, toevallig het dit gebeur. Wonderlik dat die toeval so gewerk het. Nee, kom ek lees vir u wat sê Elimelech. Genesis 24:26, toe buig die man hom neer en aanbid. Wie? Die Here. Met die woorde, geloof sy die Here, die God van Abraham my Heer, wat sy goedertierenheid en sy trou aan my Heer nie onttrek het nie. Wat my aangaan, die Here het my op die weg gelei na die huis van die broers van my Heer. Presies met Rut dieselfde. Dit was nie toevallig dat sy by Boas se land uitgekom het nie. Dit was presies hoe die Here dit beskik en bepaal het. Sy het haar toevlug na die Here geneem. Onder die vleuels van die Almagtige het sy beskerming gevind. En die Here het al die omstandighede so geskuif dat sy by Boas se land uitgekom het. Dr. Warren Wiersbe beskryf, hy sê, God se voorsienigheid in ons lewens is beide 'n genot en 'n raaisel. U moet dit tog saamvolg. Hierdie was vir my soos 'n eye-opener, jammer vir die Afrikaans. Maar u kan dit later vertaal op Google Translate. Nee? Maar hierdie was vir my iets wat my in die hart getref het. God se voorsienigheid in ons lewens is beide 'n genot en 'n raaisel. God werk voortdurend met ons, in ons en vir ons en bereik sy genadige voornemens en doel. Ons bid, ons vra na sy wil en ons neem besluite en hou nou u stoel vas en maak soms foute, maar dit is God wat gebeure orden en sy kinders lei. Miskien het jy vanmôre 'n geweldige fout in jou lewe gemaak. Vanmôre sit jy hier en jy dink by jouself, is daar hoop vir my vir die toekoms? Jy dink by jouself, hoe gaan ek uit hierdie penarie kom? Miskien het jy 'n huis gekoop of 'n voertuig gekoop. Miskien het jy 'n vrou getrou of 'n man. Miskien is daar by die werk sekere probleme toe jy skuif van die een werksplek na die ander plek en jy dink by jouself, maar hoe het ek in hierdie dilemma beland? Dan wil ek vir jou sê, die Here is besig en hy werk alles volgens die raad van sy wil. Ek lees gou vir u, God werk voortdurend met ons, in ons en vir ons. Die Bybel sê in Markus 16:20 dat die Here met ons werk. Die engel sê hoofas. Daar staan maar, hulle het uitgegaan en oral gepreek. En die Here het saam gewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. So die apostels gaan uit, hulle is gehoorsaam aan die Here en die Here werk saam deur hierdie wonderlike reddings wat plaasvind en dan die wondertekens. Nou luister, u moet tog nou nie soek vir wondertekens nie, jy's nie 'n apostel nie. Net so voetnootjie, gaan kyk in jou ID-boekie, daar staan nie apostel Gerard Bekes nie. Kom ons gaan aan. Die Here werk in ons, in us, Filippense 2:12 en 13. Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heiligheid met vrees en bewing, want het is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Hy werk in ons, deur sy Heilige Gees. Wil u weet waarom u nou al 10 en 20 en 30 jaar die pad saam met die Here stap? Wil u weet waarom? Dis omdat God dit in jou werk, deur die werking van sy Heilige Gees. En hy werk vir ons. Romeine 8:28, en ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Vriende, die verhaal is baie duidelik dat God die voetstappe van Rut gerig het, juis omdat haar geloof onwrikbaar in hom gestel was. Hierdie vrou het alles verloor in haar lewe. Sy verlaat haar land, sy verlaat haar mense en sy werp haar absoluut op die versorging van die Here. En dit my so laat dink aan die vrou Elizabeth Elliot. Haar man was 'n sendeling, hy was vermoor gewees deur die mense by wie hy sendingwerk gedoen het. En na die dood van haar man toe vra hulle vir haar, hoe sal jy dit maak? Hoe sal jy deur elke dag kom? En haar antwoord was eenvoudig gewees. En ek lees dit vir u in Engels. Sy sê, I'll do the next right thing, one at a time. Vanmôre wil ek vir jou sê, wat ook al jou omstandighede is, vertrou die Here met jou hele hart. Doen die regte ding en die Bybelse ding. Lees die woord, wees getrou in gebed aan die Here. Vra die Here dat hy jou weg sal rig en jou hart sal lei
na waters waar rus is. Ek is klaar met die eerste punt en die tyd is klaar. En nou moet ek jy groet. Ek dink ons moet miskien volgende week aangaan, wat dink jy? Moet ons aangaan? Ok, kom ons gaan aan. Kom ons sien, die ander punt is baie vinniger, hoor. Die tweede gedagte wat ek gesien het, Rut werp haar totaal op die genade van God. Rut 2 vers 2, en Rut die Moabitiese het vir Naomi gesê, laat ek toch die land ingaan en are optel agter die een in wie se oë ek genade sal vind. Toe antwoord sy haar dogter, gaan. Nou vriende, toe ek hierdie gedeelte raak lees, toe sien ek, dat hierdie vrou die Here lief gehad het, en dat sy geestelike volwassenheid gehad het, wat baie min jong mense het. Luister, ouderdom bepaal nie geestelike volwassenheid nie. Ek praat hierdie week met iemand, en hulle sê vir my, in hulle gemeente, die meeste ou mense gee hulle die meeste probleme. En ek sê vir die vrou met wie met my praat, sê ek vir haar, dit moet net anders te omwees, en ek noem vir haar sekere tannies in ons gemeente, en ek sê vir haar, hulle verbly my hart. Want jy sien, geestelike volwassenheid, laat jou nie soos Naomi mor en kla oor alles nie, maar het maak jou soos 'n Rut, wat sê al, loop ek die pad 'n kort entjie met die Here, ek weet hy's getrou, en ek weet, hy sal alles ten goeie laat meewerk. Haar geloof in God, vriende, die God van Israel het haar onverskrokke gelaat, in haar besluit om uit Moab te trek, en nou werp sy haar totaal op God se genade. God het ook in sy grote genade die jong weduwee raak gesien en Boas oor haar pad gestuur. Die Here werk dikwels deur mense en situasies om aan ons te wys dat hy die God is wat alles ten goeie laat meewerk. Vriende, luister, as mense tussen beide tree, as iemand kom en hulle is vir jou 'n lafenis, hulle deel met jou uit die woord, sien dit asof uit die hand van God. As iemand jou 'n finansiële hulp aanbied, sien dit as uit die hand van God. As iemand jou ondersteun, sien dit as uit die hand van God. Dat hy lei en dat hy ook, die wat onder sy vleuels skuil, sal behoed en bewaar. Nou daar is 'n paar gedagtes wat ek vir u wil noem, hoe Boas dan ook hierdie vrou Rut raak gesien en hoe hy haar ook behandel het. Boas neem die inisiatief. Luister, as jy vanmôre nog nie getroud is nie, moenie wag dat die meisie die inisiatief neem nie. Hoor die seuns dit? Meisies jag nie seuns nie. Seuns is jagters. Maar jag die regte meisie, die Rut. Klop op haar skouer, sê jou naam Rut. As hy sê nee, dan gaan jy verby. Dan wag jy tot jy 18 of 20 is en dan gaan jy weer. Ok. Ons sien Boas neem die inisiatief. Ons lees Rut 2 vers 8. Toe sê Boas vir Rut, luister tog my dogter, jy moenie op 'n ander land gaan are optel nie, en jy mag ook nie hier vandaan weggaan nie, maar jy moet jou by my diensmeisies aansluit. Rut het nie gekom en vir hom gesê, luister jou bil, ek wil gou met jou 'n paar woorde praat. Ken jy my? Ek kom van Moab, Elimelech was my skoonpa, my man, my ma's Naomi, sy's bietjie bitter, moenie vir haar moeilikheid gee nie. As bitter vrou kan sy miskien vir jou baie skade aandoen. Ons sien 'n nederige gesindheid van 'n vrou wat haar absoluut op God se genade werp. En ons sien dat Boas hierdie vrou raak sien. Wil vanmôre vir die jong meisietjie sê, moenie deur die wêreld en die women's lib beweging en die regte vir vrouens meegesleep word dat jy 'n afskuwelike mens raak. Wat met jou mond dinge sê en op 'n manier dinge doen wat arrogant is. En jy stoot mense van jouself weg nie. Die sagste een, gaan kyk in die Bybel, is gewoonlik die vrou. Ons verlang na sagte dames. Jy hoef nie voor jou boyfriend of jou man se voete neer te val en sy skoene uit te trek en te was nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar hy nederige, sagte gesindheid het Boas onmiddellik raak gesien en hy neem die inisiatief en hy sê, vir jou wil ek hê, want ek sien iets van Christus in jou. Dit staan nie miskien in wit en swart hier nie, maar die vertelling leer dit vir ons baie duidelik. Boas beloof om vir haar beskerming en versorging te bied. Ons lees dit in Rut 2 vers 9, het ek nie die dienaars bevel gegee om nie aan jou te raak nie. Boas bemoedig haar in haar toestand, onthou arm, weduwee sonder kos, sonder heenkome, sy na skoonmaat, niks. Boas antwoord en sê vir haar, aan my is alles omstandig vertel wat jy en jou skoonmoeder gedoen het na die dood van jou man. Dat jy jou vader en jou moeder in jou geboorteland verlaat het en na volk getrek het wat jy gister en eergister nie geken het nie. Mag die Here jou daad vergelde.
Jy sien, die Here is altyd prominent, die Here is altyd in die middel, die Here is deel van elke verhouding, en mag jou loon volkome wees van die Here, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. Boas gee haar meer as wat sy verwag. Luister, is jy by? Hier kom hierdie arm vroukie, 'n Moabiet, in die land Israel, en die môre gaan soek sy 'n land, om op are op te tel, dat sy na maakos kan kry. Sy kom by hierdie land aan, en sy begin are optel van vroegoggend, tot in die middag. En sy kom die aand by die huis met 13 kilogram. En haar ma sê vir haar, het jy die lotto gewen? Sy sê nee, ek speel het nie, maar ek het vir Boas ontmoet, want God het my gelei op hierdie pad. Jy sien, ons moet niks as toeval sien nie. Boas gee vir haar meer as wat sy verwag. Die Bybel sê teen etenstyd het Boas vir haar gesê, kom hier en eet. Versadig jouself, miskien was hier die meisiekie brand, maar ons weet nie, die Bybel sê nie. Maar hy sê vir haar, kom eet en steek jou stukkie in die asyn, en vers 17, en sy het op die land opgetel tot die aand. Sy was 'n flikse vrou gewees. En toe sy uitslaan wat sy opgetel het, was het omtrent 'n eva 13 kilogram gars, en sy het weggedra, en by haar moeder aangekom. Vriende, as ek hierdie verhaal lees, dan maak my hart 'n bokspring. Ken jy 'n bokspring? Nou, ons mans weet wat 'n bokspring is. Dis daardie, as jy daai vrou sien, dan weet jy, dis wat God vir jou bestel het. Ons het hierdie week in die konferensie wat ons by was, dit was net predikante en hulle vroue gewees. Elke jaar is daar een predikantspaar wat vertel, hoe het ek my vrou ontmoet, en hoe het ons tot die huwelik gekom, en hierdie een persoon wat gepraat het, sê hy het by die universiteit gewerk, en toe hy hierdie vroukie sien die dag, hy sê het so gekyk, toe sien hy 'n engel, hy sê terwyl sy stap, toe sweef sy by die trappe af, haar voet het nie die grond geraak nie, en ek kyk hom so, en ek sê vir Effa, maar hy het nou my storie gesteel, want jy sien is presies wat Boas hier beleef het, toe hy hierdie vrou sien, toe kom God in sy voorsienigheid, want 'n mens trou nie toevallig nie, dis God wat alles beskik en bepaal. Die derde gedagte, Rut se lewe en optrede bring hoop aan Naomi. Ek vra jou in jou moeilike omstandighede, is jy besig om verbitterd teenoor mense te praat oor hoe God al hierdie goed oor jou lewe toelaat, en jy weet nie waarom God vir jou kwaad is nie, ek vra jou vanmôre, gee jou omstandighede en die manier hoe jy dit hanteer, gee dit hoop vir ander mense. Want dis die doel waarom die Here dit toelaat oor sy kinders. Die Bybel sê, sy het nou hierdie gars opgetel, sy kom by die huis met hierdie 13 kilogram gars, hulle het nie net kos vir 'n dag of 'n 2 nie, hulle het kos vir baie en om uit te deel aan ander. Sy vertel haar skoonmoeder, by wie sy gewerk het, en sê die naam van die man was Boas, en Naomi sê vir haar skoondogter. Onthou jy in hoofstuk 1 hoe Naomi met bitterheid gepraat het? Naomi se naam beteken aangenaam, onthou jy? Sy sê, verander my naam na Mara, want ek is bitter teenoor die Almagtige. Rut, die Moabitiese, bring hoop in hierdie huis, deur haar gesindheid in haar moeilike omstandighede. En sy sê vir haar ma wat gebeur het, en Naomi verander, en sy sê, mag hy geseënd wees deur die Here wat sy guns aan lewende en dode nie onttrek het nie. Verder sê Naomi vir haar, die man is ons naasbestaande. Hy is een van ons lossers. Vriende, Rut se onwrikbare geloof en vertroue in die Here word deur Naomi raak gesien, en haar bitterheid verander in vreugde en die eer aan die Here. Is nie wonderlik nie. Die Here sê dieselfde in die Nuwe Testament wat ons gesindheid moet wees in moeilike omstandighede. Paulus skryf in 2 Korintiërs 1 vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking. Hoekom troos die Here ons in al ons verdrukking as sy kinders? Sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Ek vra jou vanmôre, wat is jou omstandighede, en ek vra jou, gee jy hoop aan ander mense? Rut kon gee hoop aan Naomi, nie net omdat hulle 13 kilogram gars het nie, nie net omdat daar kos vir hulle is om te eet nie, maar omdat die Here gehoor het, en in hierdie moeilike omstandighede tussen beide getree het. Dr. Warren Wiersbe sê, en jy kan hierdie aanhaling in jou Bybel skryf, hy sê, look at self and be distressed. Look at others and be
depressed, look at Jesus and you'll be blessed. Wat ek eenvoudig sê is, vriende, dat soms raak ons moedeloos met mense, met omstandighede, met onsself, met dit wat met ons gebeur, en ons verloor koers, en ons verloor rigting in hierdie lewe. Dan vra ek jou vanmôre dat jy jou oë sal opslaan na die berge. Waar sal jou hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde geskaap het. 2 Korintiërs 2:14, maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Wat se reuk het Rut versprei? Haar ma sien iets van Christus in haar. Boas sien hierdie vrou wat are optel, en die werkers gee 'n goeie getuienis oor Rut se lewe. Boas sien vir Rut, en dis love at first sight, want hy het nog nie so vrou gesien nie. En hierdie vrou se toewyding en sy harde werk en sy liefde vir God word beloon deur die reuk wat sy versprei. Sy kom by haar ma aan, en hierdie bitter vrou sien weer God se hand in alles, en sy skep moed, want God is in beheer. Vriende, want ons is 'n aangename geur van Christus, tot eer van God onder die wat gered word, en onder die wat verlore gaan. Wat is jou gesindheid as jy mense groet in 'n week? Môre Sarel, hoe gaan dit? Ja, so. Jy weet mos, hierdie klomp is besig om hierdie land in die grond te werk. Weet nie of die besigheid gaan oop bly nie. Maar vrot in hierdie land. Nou Sarel sê dit nie, hy's 'n baie poot. So kom ek hom gebruik as 'n voorbeeld, want die almal ken hom. Hy's nie die Rut nie, maar hy daai opgewonde gesindheid. En ek weet, hy hou daarvan as ek hom as sy illustrasie gebruik. Wat se reuk versprei ons in 'n week? Wat sê ons vir mense, wat sien hulle van Jesus in ons? Matteus 5:16, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader, wat in die hemele is, verheerlik. Die ongeredde lees nie die Bybel nie. Hulle lees jou lewe. Hulle lees my lewe. Hulle wil in ons iets van Jesus sien. Hulle wil iets hoor van Jesus in ons omstandighede. Mag ons tog 'n reuk versprei, wat mense na die Here sal trek. 1 Petrus 2:9, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig. Hoekom red God ons? Om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Die dag toe die Here my en jou kom red het, toe begin ons lewe as burgers van die hemel. Ons Vader wat in die hemel is, daar moet iets van hom gereflekteer word in ons lewe, in ons optrede. En jy sê vanmôre vir my, Gerard, jy verstaan nie. Ons gaan deur 'n geweldige stryd. Dan wil ek vir u sê, u is reg. Ek sal nooit kan verstaan soos God kan verstaan nie. Maar skuil onder sy vleuels. Neem jou toevlug na hom. Ek het vir u al dikwels dit gesê, in die môre as ek daar op my knieë gaan in my studeerkamer, is dit die plek waar ek die naaste aan die Here is. Hy's altyd by ons, hy's alomteenwoordig, ons weet dit, maar in daardie oomblikke maak alles sin. Alles maak sin. Selfs die ANC-regering. En dis moeilik om te verstaan. Dit maak sin in die lig van die teenwoordigheid van die God wat alles ten goeie laat meewerk. Daar's net 3 punte. Ons sluit af. Die veiligste plek om te wees, vriende, is onder die vleuels van die Almagtige. Ek vra jou vanmôre, skuil jy onder sy vleuels? Jy kan nie onder sy vleuels skuil as jy nie weergebore is nie. Wat is wedergeboorte? Dis as jy deur God se genade en deur die instaatstelling van sy gees besef jy's 'n sondaar gebore. Jy is 'n vyand van God gebore. Maar God dank in Christus is daar vir ons verlossing, vergifnis. Word ons kinders van God die Vader deur die soenverdienste van Jesus aan die kruis. En dit bring 'n duidelike verandering in my denke, in my lewe, in my optrede. Rut is vir ons 'n wonderlike voorbeeld van 'n vrou wat deur die geloof gewandel het. Al was haar omstandighede haglik, het sy God vertrou. Sy werp haar totaal op God se genade. Hy is haar enigste hoop.
Daar was niemand anders na wie sy kon gaan nie. Haar lewe bring hoop aan Naomi. Mag ons lewe ook hoop gee aan mense wat vanmôre sonder Christus in hopeloosheid lewe. As ons die geweldige kontras tussen die lewe van Elimelech en Rut sien, vriende, dan moedig dit ons aan om getrou aan die Here te bly ongeag ons omstandighede. Mag u en ek onwrikbaar steun op die getroue verbondsgod van Israel. Want hy sê, uit sy volheid het ons almal, u en ek, uit sy volheid, 'n onuitputlike volheid, het ons ontvang genade op genade. Wat 'n wonderlike God. Waarom sal ons besig hou met ander goed? As hy, die liefling van die hemel, homself openbaar deur die blaaie van die Bybel en in 'n Ou Testamentiese verhaal van 'n vrou met die naam van Rut, wat alles verloor het. En daar was net een op wie sy kon hoop. En dis die God van Israel. Mag u en ek hoop skep, moed skep en aangaan met die Here. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons bely ons sonde. Ons bely ons murmurering. Ons bely ons opstandige harte wat soms dink ons verdien meer, terwyl ons eintlik net mooi niks verdien nie. Ons verdien nie lewe nie, ons verdien nie asem nie, ons verdien nie gesondheid nie, ons verdien nie redding nie, ons verdien nie geliefdes nie, ons verdien nie 'n werk en inkomste, ons verdien niks. Wat u ons gee is uit u genade hand. O Here, gee vir ons 'n liefde deur u Gees vir u self. En mag ons 'n reuk versprei in hierdie verlore gaande wêreld van Christus wat goed is. Hy is goed ver bo die maat. Vader, ons wil lof bring aan u. Ons wil u eer vir u onuitspreeklike liefde in Christus geopenbaar. Baie dankie wonderlike Here Jesus dat u lewe afgelê het om dit weer op te neem. Dankie wonderlike Gees van God dat u uitgestort is om te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, om ons te lei in die volle waarheid. Die enige God, ons aanbid u. Maak ons instrumente in u hand. Here, help ons om u te verheerlik in ons lewe, in ons wandel. En mag anders sê, daardie man, daardie vrou, was by Christus gewees. Hulle praat anders, hulle doen anders, hulle leef anders. En dat eer aan u naam gebring kan word, en siele gered kan word. Vader, dit bid ons in u naam. Dit bid ons met danksegging. Amen.